Wanneer God dit wat onmoontlik vir my en jou is, wanneer ons eenvoudig nie in staat is om dinge op ons eie reg te kry nie, wanneer God begin daaraan werk, dan ervaar ons God se genade, ons ervaar God se barmhartigheid. 'n Nederigheid kom oor ons gees en ons besef dat die Here alleen is die een wat wonders doen. Die Here is die een wat die dinge roep wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. En ek ervaar vandag in my gees dat die Here jou wil aanraak en dat hy iets besonders in jou lewe wil doen. Dat jy al baie maande lank, dalk langer, dalk jare lank al verlang en smeek en vra vir die Here, dat die Here jou sal aanraak en dat hy vir jou sal krag gee en dat hy jou sal sterkte gee, sodat daar vir jou deurbraak sal kom. En as dit jy is vandag, wil ek vandag vir jou sê, jy moet nie maar net dink hierdie boodskap is verniet nie. Hierdie boodskap is vir jou. Hierdie boodskap is om vir jou te sê dat vir jare lank smag jy na die Here. Vir jare lank het jy jou binnekamer se deur toegemaak, as ek dit so kan sê. Op jou knieë gegaan en gevra, Here help. Ek het U nodig, ek wil U krag sien, ek wil U heerlikheid sien. Ek wil sien hoe dat U die wonderwerke doen, wat U in die Bybel van praat. Ek wil dit ervaar in my eie gees. En deur die jare het jy geroep en gesoek en die Here gevra, jy het die woord deurgefynkam, jy soek die aangesig van die Here. Jy is 'n ernstige kind van die Here, jy is iemand wat die Here lief het met jou hele hart, met jou hele siel en met alles wat in jou is. Tog het die vyand dinge gedoen en hy het beroof van jou en kan ek maar sê, dom besluite in jou lewe, het jou partykeer afgebreek, afgekraak. Daar het partykeer vyandige mense in jou lewe ingekom, in jou lewe skade gebring, seer gemaak, verkeerde bedoelings. Partykeer het mense letterlik jou emosioneel seer gemaak, mishandel, skade aan jou gedoen. Al hierdie dinge, en deur alles het jy gesê, ek gaan die Here bly vertrou. Ek gaan vertrou, want die Here alleen is my krag. Die Here alleen is my sterkte. Die Here alleen is die een wat vir my sal deurbreek op die regte tyd. Ek wil jou vat na die woord van die Here toe en 'n paar voorbeelde noem van sulke fantastiese gebeurlikhede waar die Here eenvoudig begin ingryp, en mag vandag die dag wees waar die Here vir jou optel, jou styf vasdruk teen hom en vandag vir jou sê, ek is saam met jou, ek is met jou, ek gee vir jou die krag en die sterkte, ek gee vir jou die oorwinning, want dit is joune vandag. Dis wat die Here vandag vir jou beplan. Dis wat hy vandag vir jou wil gee. Ek dink aan Hanna in die Ou Testament, 'n vrou wat regtig waar die Here vertrou het vir 'n kind. Dag en nag het sy die Here gevra en uiteindelik het die Here vir haar 'n groot wonderwerk gedoen en vir haar 'n kind gegee. En sy het daardie kind groot gemaak in die teenwoordigheid van die Here. Daardie kind het 'n groot man van die Here geword, as ek dit so kan sê, iemand wat groot deel in mense se lewens gehad het, soveel so dat konings gesalf is deur hom en God kragtiglik gebruik is deur hom. So sien ons dan ook dat mense soos 'n weduwee wat 'n seun gehad het en die seun het gesterf en die profeet het by haar huis aangegaan en sy was goed vir daardie profeet. Sy het haar huis oopgemaak sodat hy daar kan kom rus, daar kon kom in die tye wanneer hy beweeg, dat hy net daar kan oornag het. En daardie seun het gesterwe en die profeet het vir hom gebid en hy het lewendig geword. Die onmoontlike, dit wat vir die mens onmoontlik is by God moontlik. En in my gees ervaar ek hoe dat die Here vandag kyk na jou situasie en jy sê, dis onmoontlik. Dis onmoontlik om te sien dat God kan deurbreek. Dis onmoontlik om te sien dat daar 'n antwoord is. Ek weet nie hoe dat die genesing gaan deurbreek nie. Die pyn is verskriklik. Ek weet nie hoe dat my begroting gaan klop nie. Die situasie is vir my heeltemal hopeloos. Ek probeer hard. Ek weet nie watter kant toe nie. Ek verstaan nie wat om te doen nie. Ek weet nie meer nie. Wil ek vandag vir jou sê, ek moet met jou praat. Ek moet laat die Heilige Gees in jou gees inpraat. Laat die woord van die Here binne in jou gees ingaan op hierdie oomblik, dat jy die krag van die Here sal ervaar en sê, jy is die kandidaat vir die onmoontlike. Jy is die kandidaat vir God se wonderwerk vandag en dat die Here 'n wonderwerk vir jou wil doen. Ons sien in die Nuwe Testament waar Maria, 'n jong meisie, 'n pad saam met die Here loop en dat die Heilige Gees oor haar kom. Sy's 'n maagd, sy was nog nooit by 'n man nie.
maar die Heilige Gees kom oor haar en sy word swanger en sy gee geboorte aan Jesus. Die onmoontlike word moontlik vir haar. Wat vir die mens onmoontlik was om tussen God en die mens versoening te maak, word moontlik deur Jesus Christus, wat aan die kruis gesterf het. Die onmoontlike word weer moontlik. Ons sien dat 'n man by die tempelpoort sit, hy is verlam, hy het geen hoop nie, daar is geen rigting vir hom meer oor nie, hy smeek maar vir 'n geldjie om iets te eet. En in daardie situasie kom hy, en hy sê, help my asseblief. En die disippels sê, goud en silwer het ons nie, maar wat ons het, dit gee ons vir jou. In die naam van die Here staan op en loop. En die onmoontlike word moontlik vir daardie man. Die onmoontlike word moontlik. 'n Man sit by die bad van Bethesda. Hy het geen rigting nie, hy het geen antwoord nie. Daar is vir hom geen manier hoe dat hy in die bad kan kom nie en niemand kan hom daar help nie. Dis jare wat verbygegaan het. Eerste jaar, tweede jaar, derde jaar. En hy maak dit net nooit eerste in daardie bad in nie. Maar hy wat die eerstgeborene is, hy wat die skepper van die hemel en die aarde is, kom staan by hierdie man stil. En hy sê vir hom, neem jou bed op en loop. En dadelik word hy daardie man gesond. Die krag van die Here kom oor daardie man en hy word genees. 10 melaatse manne wat eenvoudig geen hoop meer oorgehad het nie, hulle werk, hulle besigheid, hulle gesinne en alles verloor het. Hulle was uitgegooi na die buitenste gedeeltes van die samelewing. Hoor dat Jesus Christus in die omgewing is. Hulle roep uit, wees ons asseblief genadig, red ons, help ons. En die Here maak hulle gesond en sê, gaan na die priester toe en gaan wys julle self. En terwyl hulle so toe gaan, word hulle gesond. Die onmoontlike word moontlik. So wat ek vandag vir jou wil sê, is jy's 'n kandidaat vir die onmoontlike. Jy's 'n kandidaat vir God se plan. Jy's 'n kandidaat vir wat God vandag vir jou wil doen. En ek wil uit my hart uit met jou deel en vir jou sê, die Heilige Gees kom op hierdie oomblik jou swakhede te help. Die Heilige Gees kom vandag en kom staan by jou stil. Woord van die Here sê, in hom leef ons, bestaan ons, is ons. En dat die Here vandag sal kom en jou denke aanraak, dat hy jou gemoed sal aanraak, dat hy jou genesing sal bring, en waar jou genesing nodig is, waar jou herstel of jou wonderwerk nodig is, wil jy nie net vir 'n oomblik deur die Heilige Gees sê, Heilige Gees, hier is ek. U ken my pyn, u ken my seer, u ken my behoefte, u ken my roepstem, wat ek na u toe roep. Dankie Here, dat u my ken op hierdie oomblik. En ek bid dat die Here vandag vir jou 'n wonderwerk sal doen. Ek bid dat die genesing van die Here ook in jou lewe sal beginne bewerk word. Dat jy vandag sal weet, dat dit gaan nie oor jou krag nie, dit gaan oor wat Jesus Christus gedoen het aan die kruis. Dit gaan oor wat God na jou toe kom en sy hand uitstrek na jou toe. En dat hy sê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie, en ek sal met jou wees. Dit gaan daaroor dat die Here sê, al gaan jy deur 'n dal van doodskade wees, ek sal met jou wees. Ek lei jou na waters waar rus is, daar sal jy wees. Die Here sê, ek is die een wat vir jou sal sorg. Kyk na die voëls van die hemel. Kyk na die omstandighede. Staan 'n oomblik terug. Moenie net sê, ja maar Here, niemand kan my in die bad insit nie. Niemand kan my help nie, daar is geen manier meer oor nie. Jy het vandag toegang tot die persoon wat die vermoë het om die onmoontlike te doen. Jy het vandag toegang tot die persoon wat jou kan herstel, wat jou kan red, wat jou kan verlos en wat jou kan genees vandag. En ek wil vandag vir jou sê, staan op gelowige. Staan op. Staan op. Sit dit wat agter jou is, sit dit net vir agter jou en beweeg vorentoe. Dis verby. Sit jou hand in die Here se hand. Laat toe dat hy op hierdie oomblik vrede vir jou bring. Laat daar op die oomblik 'n kalmte oor jou gees kom. Dat jy vandag sal bewus word, die Here is hier by jou vandag om 'n wonderwerk vir jou te doen. Dat daar genesing kom. Ek wil vra deur die krag van die Heilige Gees dat jy saam met my sal glo dat God vandag vir jou 'n wonderwerk doen. Dat God vandag sal deurbreek. Dat die herstel vandag sal begin. Dat daar voorsiening sal wees. Soos die olie van die weduwee in die lampe, in die houers, dat het sal daar wees in 'n tyd soos hierdie waarin ons lewe.
dat daar vrede oor jou sal kom, beskerming en bewaring, en dat die Here vir jou pad sal maak. Beweeg in sy rus in, beweeg in sy kalmte in. Dalk probeer jy vir die Here sê, Here, maak so, dit sal werk, of dis wat ek wil hê, en dis wat my lewe gaan gelukkig maak. Daar is net een wat jou lewe gelukkig maak, dis die aanraking van die Allerhoogste God, die stem van die Here, wat red en herstel, wat vrede en herstel bring vandag in jou lewe. Wil jy vir die Here net sê, Here, red my. Here, red my. Ek het u hulp so nodig. Here, red my vandag. Daar waar jou behoefte is, kom ek bid saam met jou. Hemelse Vader, ek bid vir u krag. Ek bid vir u sterkte. Ek bid, Here, dat daar 'n wonderwerk sal kom. Ek bid dat daar 'n genesende krag sal wees. Here, dankie dat u woord uitgaan en nie leeg sal terugkeer nie, maar sal doen wat dit beveel het. Ek eer u, Here, daarvoor. Ek dank u dat u nou aanraak en genesing bring in Jesus se naam. Ek dank u, Here, dat elke binding en elke vloek breek. Ek dank u, Here, dat die persoon vir wie ek nou bid, sy hart oopgaan, sy hande oopgaan, sy gees oopgaan, om te ontvang die seën van die Here. Ek prys u, Here, daarvoor. Ek dank u, Here, daarvoor. Ek loof u daarvoor, in Jesus se naam. Amen. En God bless jou vandag. Dankie dat jy saam met my geluister het. Ek is George van 3 Minute Kerk. Jy kan ons besoek, die besonderhede is op hierdie video. En ek wil vir jou vra, as dit moontlik vir jou is, ondersteun ons finansiëel. Laat ons die woord van die Here kan uitdra na buite toe. Dankie daarvoor, as jy kan, dis vrywillig, en ek waardeer elke persoon. Elke een is 'n kampioen wat 'n verskil maak in die teenwoordigheid van die Here, wat 'n verskil maak, om vir ons dit moontlik te maak om hierdie werk uit te dra, sodat duisende ander mense, soos ek en jy, ook die woord van die Here kan hoor. Baie dankie daarvoor, mag ek jou seën. Mag die liefde van ons Hemelse Vader, mag die genade van Jesus Christus, mag die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees jou deel wees, in Jesus naam. Amen, en God bless.